Vanoggend het ek saamgebring, dit is 'n bepaalde, nie 'n gebed nie, dit is 'n gedig. 'n Gedig wat eintlik 'n geloofsbelijdenis is, tydens die Tweede Wêreldoorlog, wat gevind is deur mense, wat geskryf is in 'n Nazi kamp. En juis op die mure vir die Jode, het iemand dit gaan neerskryf, in daai donker omstandighede, in hierdie konsentrasiekamp. En ek gaan dit vir ons voorhou vanoggend. En juist wanneer ons vanoggend by die konsep kom van twyfel, is dit miskien 'n gedig, of miskien ook 'n stukkie geloofsbelijdenis, wat resoneer met jou lewe. En die woorde wat hulle gekry het teen 'n muur toe geskryf, is I believe in the sun, even when it is not shining. And I believe in love, even when there is no one there. And I believe in God, even when He is silent. I believe through any trial, there is always a way. But sometimes in this suffering and hopeless despair, my heart cries for shelter, to know someone's there. But a voice rises within me, saying, hold on, my child, I'll give you strength. I'll give you hope. Just stay a little while. I believe in the sun, even when it is not shining. And I believe in love, even when there is no one there. But I believe in God, even when He is silent. I believe through any trial, there is always a way. May there someday be sunshine. May there someday be happiness. May there someday be love. May there someday be peace. Dankie Here dat ons ook hierdie woorde kan gebruik van iemand wat ons nie ken, wat in baie moeilike omstandighede was, in 'n konsentrasiekamp, in 'n nazi-konsentrasiekamp, hoogstwaarskynlik afwagtend vir die dood. Maar iemand wat sy of haar geloof in woorde kom omsit teen 'n muur en dit geskryf het. En dankie dat ons ook mense is wat hier sit met 'n geloofsbelijdenis, wat ons glo. Dankie Here dat U ons versamel, dat U die een is wat ons roep, dat U die een is wat ons vorm, maar U is ook die een wat ons uitstuur. En dankie vir U teenwoordigheid, U nabyheid, en ook daai stuk sekerheid, waarmee ons vanoggend hier kon aanmeld by hierdie erediens, is dat die Here leef. Die Here leef. Hy het opgestaan, hy is hier besig met elkeen van ons. Hy is besig om op 'n unieke manier in ons lewens te werk. Ook nou as ons gedagtes, ons harte, ons lewens oopmaak vir dit wat U vir elkeen van ons wil kom sê. Amen. Baie dankie, dit is opstandingstyd, het ons mekaar herinner, juist toe ons hier begin het, en ons het saamgekom, juist in die begin van hierdie erediens, 'n tyd van 'n nuwe lewe, ons vier dit, ons vier nuwe lewe, ons vier tweede kanse, ons vier 'n nuwe begin, en wanneer ons as gemeente saamkom, dan kom ons normaalweg saam in 'n erediens, en dan is daar eers in die erediens 'n moment, wanneer ons saam uit die Bybel lees, en dan volg die prediking daarop. En dit is 'n belangrike moment, want ons glo dat die Here kom praat self met ons. Hy is hier teenwoordig, en hy kom praat met ons elkeen. En juis in hierdie opstandingstyd, is die Here Sondae, oggende, besig om met sy gemeente, sy kerk te praat. Julle stem saam. Dis ook dit wat ons glo. 2 Sondae terug, onthou julle, het Dominee Duffy gepreek. En Dominee Duffy het juis in opstandingstyd gepreek uit watter boek van die Bybel? Dit was Romeine 10. Kan julle onthou? 2 Sondae terug. Wie van julle was hier gewees?
Baie dankie, 4, 5 van julle. Onthou julle die strekking van sy boodskap? Wat is die een woordjie waaroor dit gegaan het? Ek hoor reg, geloof. Dit gaan oor geloof. En dan juist waar Paulus vir ons sê daarso in Romeine 10 vers 17, dat geloof kom na ons toe deur, julle is reg, deur ons ore, deur gehoor. So kom geloof in ons lewens, 'n groot waarheid. En verlede Sondag was dit Dominee Johan Engelbreg en hy het gepreek uit wat 'n teksgedeelte. Johannes 20, baie dankie. Johannes 20 vanaf vers 19 tot en met vers 31. En hy het daar aan die begin van sy boodskap gepraat oor so Engelse woordjie, kan julle onthou? FOMO, fear of missing out. En by die eerste diens het een van die kindertjies tydens die kindermoment ingekom met TMO, maar dit het nie gegaan oor TMO nie. Maar die boodskap het hoofsaaklik gesentreer om Thomas. Hulle Thomas wat wou eers sien voordat hy werklik glo. En dan kom hy met daai wonderlike belydenis. Die Here, U is die Here, U is my God, my Here en my God. Dit bring hom daar tot op 'n plek van 'n belydenis. So het die Here ook in my lewe kom werk hierdie afgelope week. En daarom praat ons vanoggend oor die woordjie twyfel. En ons tema is, waarom twyfel jy? En bly gerus saam met my na Lukas 24. Lukas 24, ons gaan lees daar vanaf vers 36. En ons wil graag die Here deur sy woord hoor. En dan kan ons ook uitstap net nou en vir mekaar sê, maar wat het die Here op my hart kom druk? Wat het hy vir my gesê vandag, waarmee ek moet leef? Juis wanneer ons praat oor twyfel. Vanaf vers 36, terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat. Wie was die hulle? Kyk saam met my. Dit was die Emmausgangers. Kleopas en hoogstwaarskynlik sy vrou, wat by die disippels aangekom het. En hulle is besig om te praat waaroor? Oor hulle harte wat warm geraak het, toe hulle saam met Jesus op pad was. Jesus het saam met hulle gestap, en hulle vertel ook dat hulle hom nie eers erken het nie. Maar toe hy juist dan die skrifte uitgelê het, wat van toepassing is op hom, toe kom hulle agter, maar wie is hy? Juist by daai ete wat hulle saam geëet het. Toe besef hulle, maar Jesus is saam met ons. En hulle vertel dan van die opstanding van Jesus. En terwyl hulle nog oor hierdie dinge, die Emmausgangers met die disippels praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dis tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, toe sê Jesus vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. En deur die eeue praat ons van die verligting van verstand. Daar gaan 'n liggie aan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe,
Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Ek wil hierdie boodskap begin met die baie eenvoudige vraagie. Het jy al geworstel? En ek praat nou van geworstel met twyfel in jou lewe. Dalk was dit 'n twyfel oor jouself. Dalk het jy op 'n stadium gewonder, maar wie is ek nou eintlik? Waarvandaan kom ek? Of dalk was dit toe jy voor mense moes opstaan en voor mense moes praat, dat jy so vinnig by jouself gedink het, maar het ek werklik die vermoë? Het ek die kapasiteit? Het ek die vermoëns wat ek nodig het om te doen wat ek moet doen? Of het jy al met daai vraag gesit in jou lewe? Het ek maar tog nie? Ken julle dit? Het ek tog nie maar ja gesê het, toe ek nee gesê het nie? Het ek tog nie maar so vinnig gepraat, soos wat ek gedoen het nie? Het ek tog nie maar net stil gebly in daardie gesprek nie? Moes ek nie maar nee gesê het nie, toe ek ja gesê het nie? Wie van ons het al getwyfel in jou geloof? Het jy al daai gedagte gehad, maar dit wat ek dink, my idees wat ek oor God het, is dit werklik waar? Is dit die waarheid? Het jy by jouself dalk miskien gedink, leef jy nie dalk met klomp idees oor God, en op die ou einde is dit maar net gedagtes wat in jou kop bly. Dis maar net gedagtes oor wie God is. Ek het al baie sulke ervarings gehad. Soms was dit net in 'n splitsekonde van onsekerheid. Wat ek net gewonder het, maar wie is God nou regtig in my lewe? En dan veral die vraagie, waarmee is God nou regtig besig in my lewe? Want my eie idee waarmee hy besig moet wees, is hy nie meer regtig besig in my lewe nie. Net daai splitsekonde van 'n gedagte van twyfel. En dis eintlik 'n baie sensitiewe plek wat 'n mens beland as jy begin twyfel in jou geloof. Ek noem dit baie sensitief want dit bring jou in kontak met jou eie gebrokenheid, met jou eie onsekerheid, met jou eie huiwering om dalk 'n geloofstree te gee in jou lewe. Dis 'n baie sensitiewe plek, noem ek dit vanoggend, as jy begin twyfel in jou geloof. Dit is so sensitief dat jy nie maklik met ander mense daaroor praat nie. Maar hier is die goeie nuus vanoggend. Jy's vanuit Lukas 24. Die goeie nuus is, die Here hou nie op bestaan as jy in twyfel is nie. Die Here hou nie op bestaan as jy in 'n spasie en omstandighede is van twyfel nie. Die Here draai ook nie sy gesig en kyk aan 'n pad as jy gedagtes van twyfel beleef nie. Die Here bly ook nie sommer net op 'n afstand staan as jy twyfel nie. En dis die groot ding wat ons sien vanoggend.
Juis in hierdie ontmoeting, Lukas 24, tussen Jesus en die disippels. En as jy jou Bybel daar oop het, sal dit wonderlik wees as jy vanoggend saam met my daarna kyk. Want hierdie is 'n baie groot ontmoeting. Dit is so groot tussen Jesus en die disippels, dat al 4 evangeliste, die 4 evangelies, beskryf dit eintlik in detail. Nou ons weet mos, die disippels hier was in omstandighede, in ervaring van vrees. Hulle was bang, maar ook twyfel. Wat het daar gebeur? Jesus het gesterf, maar die disippels het nog nie gehoor dat Jesus opgestaan het nie. En dis eintlik die storie wat hier gebeur. Verlede Sondag, onthou julle, pragtig om dit te onthou, Johannes 20, het ons juis gehoor dat die disippels eintlik vasgevang was in die bovertrek, in 'n kamer, wat eintlik letterlik vol vrees, vol angs was, vol onsekerheid. 'n Kamer vol twyfel. En hulle was agter slot en grendel. Johannes 20 sê so mooi, die deur was toegesluit gewees. En hulle het daar weggekruip in hulle twyfel. Maar dit is ook nie waar die storie eindig nie. Want juis in hierdie ontmoeting tussen Jesus en die disippels sien ons dat twyfel, kyk mooi, twyfel word 'n deur na 'n dieper lewe saam met die Here. Twyfel word 'n toegang na 'n plek waar jy dieper saam met God kan lewe. Hoe anders sal ons na ons eie twyfel begin kyk as ons dit verstaan, as ons dit klik, dat jou twyfel kan 'n deur word na 'n dieper lewe saam met die opgestane Jesus. Jou twyfel kan plek maak vir 'n dieper geloofslewe, 'n vaster geloof in die Here. Kyk gou, wat vra Jesus hulle? Hy vra vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Nou dis 2 vrae wat Jesus in daai omstandighede vir die disippels gevra het, met hulle vrees en met hulle twyfel. Maar dis 2 vrae wat Jesus ook vandag vir my en vir jou kom vra. Met as dit ware die uitnodiging, as ons erns daarmee maak, met hierdie 2 vrae, dan kan ons eie twyfel ook 'n deur word na 'n dieper lewe saam met die opgestane Here. En daarom vanoggend, hier is 3 uitnodigings wat na ons toe kom, waarop elkeen van ons kan reageer. Lukas 24, eerste uitnodiging is kyk in jou en erken. Kyk in jou en erken. Nadat ek in hierdie week 'n paar goeie teologiese boeke nader getrek het en net 'n bietjie weer myself op datum gebring het oor die hele konsep van twyfel in 'n mens se lewe, het ek maar net eenvoudig agtergekom dat twyfel is deel van ons menslike bestaan. Dink gou vanaf Adam en Eva. As ons in die Bybel kyk, Adam en Eva, sommer daar in die begin, met hulle twyfel. Onthou julle nog, wat was daai groot twyfelvraag? Julle is reg. Daai twyfelvraag was gewees, het God dit regtig gesê? Het God dit nou regtig gesê, dat ons nie van daai boom se vrugte mag eet nie? Ek dink nogal, vanaf daardie oomblik af, is twyfel deel van die menslike bestaan. En vandag weet ek en jy, as ons oor twyfel praat, twyfel is nie 'n lekker plek om te wees nie. Dit is nie lekker om te twyfel nie. En ons weet vandag, twyfel kom deur verskillende deure
na ons toe. En elkeen van ons ervaar ons twyfel op verskillende maniere. Dink net, hoekom twyfel so baie keer in ons verhoudings in? Ons verhoudings met mense naby ons. Soveel so dat een huweliksmaat na jare se huwelikslewe op 'n punt kom en dan begin wonder. Het hy of sy my nog regtig lief? Het hy of sy my nog regtig lief soos daar in die beginjare van ons huwelik? En dan wonder die een party. 'n Paar jaar gelede was ek redelik in diep kontak gewees, saam gereis met 'n egpaar wat verlang kinderloos was. Hulle het gesukkel om kindertjies te kry. En na baie gebed en behandelings het hulle ook op 'n punt gekom waar hulle begin vra het. En ek onthou so goed, een van hulle groot vrae was gewees: wat doen ons verkeerd? Wat doen ons verkeerd dat ons die egpaar is wat nie kan kinders kry nie? Lê die fout nie dalk by my nie? In hierdie week is ek ook in kontak met mense wie se kind op 'n leer geklim het. En toe die kind afgeval van die leer. En toe is die kind oorlede. En in hierdie gesprek met die mamma van hierdie kind, dink ek net by myself, ek sou verstaan het, as hierdie mense op 'n punt kom en ook vra het oor God, vra soos, waar is God? Het God my nie dalk eenkant geskuif nie? Weet hy nog wat in my lewe aan die gang is? Is Job se vriende, wat sterk geglo het, dat slegte dinge gebeur as gevolg van jou sondes, en dat dit heel moontlike straf kan wees, is Job se vriende nie dalk reg gewees nie? Wat gebeur met ons as mense, as ons gedagtes van twyfel beleef? Twyfel in God, twyfel dalk in jouself, twyfel in ander mense, twyfel in jou verhoudings. Daar kom diep disoriëntasie. Daar kom 'n groot stuk onsekerheid in jou lewe. En dan kom daar ook baie keer pyn. Kom ons wees eerlik, dis dan pynlik om te begin twyfel in die ongelooflike liefde van die Here vir jou. Dis pynlik as jy sulke gedagtes het oor die teenwoordigheid van die Here. Sy sorg in jou lewe, sy nabyheid, die feit dat hy altyd daar is om jou te dra in moeilike omstandighede. As jy daarin begin twyfel, kan dit so pynlik wees. Die groot vraag vanoggend is, en dink saam met my daaroor, wat maak ons met ons twyfel? Wat maak jy normaalweg met jou twyfel? Het jy saam met my gesien vanoggend, wat het die disippels gedoen met hulle twyfel? Hulle ontken dit nie. Hulle skuif dit ook nie onder die mat in en hoop, eendag gaan dit sommer net verby nie. Hulle hou ook nie 'n fasade voor van 'n sterk geloof, net omdat Jesus daar fisies teenwoordig was nie. Nee, hulle erken dit en hulle wys dit. Hoekom erken hulle dit en wys hulle dit? Omdat hulle voel veilig genoeg in daai geloofsgemeenskapie, die kerk in die kleine, saam met die disippels, om hulle twyfel te erken en vir mekaar te wys. Hulle steek dit nie weg nie. Hulle maak nie asof dit nie bestaan in hulle lewens nie. Ek bid gereeld, veral in hierdie afgelope week, dat enige gemeente Hartenbos 'n plek sal wees waarna mense kan kom met hulle twyfel. Waar ons ruimte sal laat
en sal gee ook. Plekke, spasie sal gee vir mense waar hulle twyfel kan erken en waar hulle veilig kan voel. Ek bid dat ons gemeente, die gemeente sal wees waar mense spontaan met mekaar kan praat oor al die goed wat ons baie keer so laat twyfel. En hier is 'n woord van aanmoediging, aansporing. As jy dalk op die oomblik in 'n plek van twyfel is, moenie wegbly van die eredienste af nie. Wees hier. As jy op die oomblik twyfel, moenie wegbly van die selgroep byeenkoms of die Bybelstudie byeenkoms nie. Wees daar. Daag op met jou twyfel. Hier is jy welkom. Dis ons eerste uitnodiging. Kyk in jou en erken. Jy mag dit erken. En ons tweede uitnodiging, kyk om jou en skenk aandag. Kyk om jou en let op wat jy sien. En dis 'n groot uitnodiging wat na ons toe kom, juis wanneer Jesus tussen die disippels kom staan. Het julle onderstreep in julle Bybel, soos ek gedoen het, wat Jesus se eerste woorde is tussen hierdie disippels van hom. Mense wat naby hom geleef het, wat so begin twyfel het. Wat is sy eerste woorde? Wat hy vir hulle sê? Julle is reg. Vrede vir julle. Hy sê vir hulle, vrede vir julle. Hoor julle enigsins 'n stukkie veroordeling in hierdie woorde? Nee. Want twyfel is nie sonde nie. Die woorde vrede vir julle is ook nie 'n magiese towerspreek van as ek vrede oor iemand uitspreek, dat alles gaan nou sommer net beter gaan nie. Nee, vrede is eintlik 'n herinnering. Herinnering dat al die beloftes wat Jesus gemaak het vir hierdie mense van hom, is waar. Ook in hulle twyfel. Wat 'n belofte? Onder andere Johannes 14. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Verseker nie. En vrede dan is nie 'n abstrakte konsep nie. Vrede is eerder 'n persoon. Vrede is die persoon Jesus Christus. En wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, vrede vir julle, ek is hier. Ek is hier teenwoordig. Wat wil Jesus vir ons sê vandag? Hy kom bevestig dit net weer. God los jou nie as jy in twyfel is nie. God skuif jou nooit eenkant nie. Nee, die teendeel. Hy kom ontmoet jou in jou twyfel, met jou twyfel vra, en hy sê vir jou vrede. En dalk is daar net een persoon vanoggend wat hier sit, wat moet hoor dat Jesus kom staan voor jou en hy sê vrede vir jou. Vrede. Met jou twyfel wil hy jou graag kom ontmoet. Wat sien ons, wat sê Jesus nog? Hy sê, kyk na my hande en my voete, dis tog ek self. Voel aan my en kyk. Kyk is 'n baie groot geestelike praktyk reg deur die eeue onder volgelinge van Jesus. Om te kyk en om dit in te oefen. Die woord kyk en dan verskillende verbuigings daarvan kry ons meer as 1300 keer in die Bybel. So as ek dit speel half in die lig van hoeveel keer die ander opdragte voorkom net in die Bybel, dan wil ek sê dat die woord kyk is eintlik die grootste opdrag wat die Here vir ons gee. Is kyk. 'n Groot woord. Dit was die ou kerkvader Augustinus wat my nogal gehelp het om dit nie net te verstaan nie, maar ook in te oefen in my eie lewe. Hy het gesê ons het 3 stelle oë. Eerste plek ons fisiese oë, tweede plek
ons oë van die verstand. Die oë waarmee jy dink, waarmee jy insig kry in jou gedagtes. En die derde plek, oë van die hart. Dis waarmee ons moet kyk. Dis hy geestelike oë waarvoor Paulus ook bid vir die gemeente in Efese en ook vir ons vandag. Die Engels is vir my so mooi. Hy sê, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Dat jou geestesoë verlig sal word. Dis die oë van die hart. En dan is die vraag, maar kyk, en wat sien jy rondom jou vanoggend? Wat het jy vanoggend gesien toe jy vir jouself gekyk het in die spieël? Soms net 'n vinnige oefening. Wat kyk jy raak nou, terwyl jy hier sit? Kyk gou so 'n bietjie rondom jou. Wat sien jy? Sien jy ook iets van die misterie van God se werk in ons lewens? Sien jy ook, as jy kyk na die kerk, as een groot wonderwerk van die Here? Wat sien jy as jy kyk met die oë van die hart, net eenvoudig rondom jou? Kyk gou weer, wat sien jy raak? Ek spring gou saam met julle na Matteus 28 vers 16 en 17. Ons lees daar, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan en na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Aanbidding wat voorkom in dieselfde spasie met twyfel, alhoewel sommiges van hulle getwyfel het. En nou ken ons mos Matteus 28. Net daarna staan Jesus voor hulle en hy sê vir hulle, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Gaan na al die nasies toe. Ek dink, as ek eerlik met julle kan wees vanoggend, iemand wat net met 'n bietjie verstand, as daai persoon dit lees, sal dadelik sê, maar hier is 'n kwantiteitsprobleem. Geweldig. Hier is ook 'n kwaliteitsprobleem. Hier's 'n kwantiteitsprobleem. Dis net 11 wat na alle nasies toe moet gaan in destydse wêreld om die mense, disippels, volgelinge van Jesus te maak. Maar ek dink hier's ook 'n kwaliteitsprobleem. Sommiges van hulle het getwyfel. Spring gou saam met my van Matteus 28 na vandag toe. Wat sien jy net rondom jou? Sien jy ook, hier sit die kerk. Hier sit die kerk, wat al die pandemies reg deur die eeue, wat al die aanvalle, wat al die binnengevegte, wat al die kerkvergaderings, wat baie keer tot niks gelei het nie, al hierdie binnestrominge, het die kerk alles oorleef en ook van buitekant af. En hier sit ons, die kerk van Jesus Christus. Na opstandingsdag sien jy ook iets van die misterie van God. Sien jy God se hande werk? Sien jy sy wonderwerk? Dat ek en jy vandag hier kan sit en kan sê, maar ons glo. Wat was die groot ding gewees? Hoekom kan ons vandag hier sit? Jesus Christus het gesterf aan 'n kruis. Na 3 dae het hy opgestaan uit die dood. Daar was mense wat dit geglo het en wat sy volgelinge geword het, wat by hom geleer het en saam met hom geleef het. En omdat hulle dit geglo het, is hulle verander. Nie net hier nie, maar van kop tot tone. En as gevolg van die krag van die Heilige Gees en deur hierdie verandering, daardeur kan ons vanoggend hier sit en sê, maar ons is kerk. Ons is die Here se. Ons behoort aan hom. As jy geworstel het met twyfel in jou lewe, kyk. En dan sien jy God se wonderwerke raak. Die misterie. En net die feit dat ons hier kan sit.
as kerk, na al die eeue, as jy worstel met twyfel, sê die Here vir ons, kyk, skenk aandag. En dit bring ons by die laaste uitnodiging, kyk na hom en reageer. Wat my nogal regtig getref het, was in die laaste woorde van Jesus, waar hy sê, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam, in sy wese, moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. Nou as jy iets daarvan sal vang, hoekom ek dit nogal vreemd vind, want dit is eintlik vreemde woorde, wat mense nie regtig bemoedig, as jy twyfel nie. Mense wat bang is, mense wat vreesagtig is, dis wat Jesus vir hulle sê daar, in hulle twyfel. Maar dit lyk tog vir my, dat Jesus het verstaan, dat twyfel 'n mens kan so verlam, dat jy nêrens heen wil gaan nie. Twyfel kan jou inhibeer, dat jy sommer net in jou huis wil bly. As die disippels, kyk mooi, as die disippels toegelaat het, dat twyfel hulle lewens oorheers het, dan was ons nie hier vandag nie. As ek die storie reg lees. As hulle toegelaat het, dat hierdie twyfel hulle lewe beheer, was ons nie vandag hier nie. Daarom nooi Jesus ons ook uit, om uit ons twyfel te beweeg, en hy nooi ons uit om 'n tree van geloof te gee. Dalk miskien net een tree in jou lewe, waartoe Jesus jou uitnooi vandag. 'n Tree van geloof beteken, ek gaan die Here vertrou. Al weet ek nie hoe die dinge gaan uitwerk nie, ek gaan die Here vertrou. Dis 'n geloofstree, om die Here te vertrou. Ek gaan saam met hom, en die Here vat my by die hand. Dis 'n geloofstree, en hy nooi ons uit, om hom te vertrou, dalk miskien met hierdie een geloofstree. Vir verskillende mense kan hierdie een geloofstree verskillende dinge beteken. Ek weet nie wat dit vir jou beteken vandag nie, maar ek glo die Here gaan dit vir jou wys. Hy gaan dit vir jou kom openbaar. As jy hier uitstap, gaan jy weet, dis wat ek moet doen. Want Jesus nooi ons uit, om daai geloofstree te neem. Hy sê, gaan na al die nasies toe. Julle is getuies van hierdie dinge. Gee daai geloofstree saam met hom. Ek weet nie wat dit is vir jou nie. Dalk is dit iets te doen met finansies. Dalk weer wil jy jou finansies heroorweeg. Dalk is daar iets wat jy beleef, wat jy moet vat, en vir iemand anders te gaan gee, net om daai persoon se lewe 'n klein bietjie beter te maak. Ek weet nie. Dalk het dit iets te maak met inskakeling by ons gemeente. Dalk voel jy, maar jy wil tog meer betrokke raak by dit wat die Here besig is om te doen en deur ons gemeente te doen. Jy wil dalk op 'n dieper vlak nader kom aan medegelowiges in 'n selgroep, 'n Bybelstudiegroep. Dalk is dit daai moeilike gesprek wat jy al vir so lank uitstel en uitstel en uitstel, wat jy net moet neem saam met die Here, met die krag van die Here. Hy gaan saam met jou. Dis dalk jou geloofstree wat jy moet gee. Dalk is dit om môreoggend te begin om vir een saak volhardend te bid en net te kyk wat doen die Here met jou gebed. Om dit dalk neer te skryf in 'n boekie, 'n gebedsboekie. En na te volg, wat doen die Here met jou gebed? Dalk wil jy gebed sistematies inrig in jou lewe. Nie sommer net te bid elke oggend nie, maar dat jy sistematies bid en in gesprek is met die Here. Maar wat is daai een geloofstree wat jy moet gee? Ek wil jou uitdaag, neem daai geloofstree saam met die Here. Die Here het tog die vermoë om 'n mens se twyfel
te omvorm en te omskep, sodat dit 'n deur kan word na 'n dieper lewe saam met hom. As jy bereid is om daai een geloofstree te gee vanuit jou twyfel. Amen. Dankie Here Jesus vir u woord en dankie dat ons net hier kan sit om saam u woord te lees. Dit is so 'n spesiale geleentheid vir ons in die week om in 'n erediens saam te kom as gemeente en saam met ook al die kuiergaste wat hier saam met ons is. En dankie Here dat ons kan luister sodat geloof deur ons ore kan kom in ons lewens. En dankie Here dat ons kan hoor dat twyfel is nie sonde nie. En u skuif ons nie eenkant as ons twyfel vra oor u, oor onsself, oor ander mense het nie. Maar dankie Here dat u ons kom ontmoet in ons twyfel om juist deur daai geloofstree 'n volgende tree te gee in vertroue saam met u. Amen. Baie dankie. Ons gaan afsluit ook vanoggend. Geen verdere aankondigings nie met 449, 'n wonderlike lied, vers 1 en 4. Halleluja, ons loof u Heer. Kom ons sing dit met sekerheid in die Here. Ek wil julle graag met daai woorde seën ook, want julle so uitgaan met die woorde wat ons net nou gelees het van daai gedig wat hulle gekry het teen die mure van 'n konsentrasiekamp. Van iemand wat geskryf het, "May there someday be sunshine. May there someday be happiness. May there someday be love. May there someday be peace." En ontvang ook die woorde van Jesus self wat vir jou sê, vrede vir julle. Amen. Amen.